Ons lees die hoofstuk Spens uit die alfabet van oorvloed met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die meeste van ons se voorouers het 'n spens in die huis gehad. Daai skemerkamertjie langs die kombuis met rakke waarop daar ingelegde geelperskes, kwepers en tuisgemaakte vye en appelkoeskonfyt staan. Op die vloer was die groot houtkus met afskortings waarin die suiker, koekmeel en mieliemeel geberre is. Die parafienblikke was langsaan. Boordens vol karringmelk en boerebeskuit. Ook slope vol droëperskes, rsyntjies en biltong. En moskonfyt, al die pad van Villiersdorp af met die trein. Agter die dennehoutkas se fyn ogiesdraad deure, die botter en afgeroomde melk en die oggend se oorige ontbytwors en choppies in groot plat opskepskottels gestaan. Op die spensrak heel bo was die koekies, gemmerkoekies, oudtydse soetkoekies en hertzogkoekies. En onder 'n teenet die middagse koffietyd melktert, die skilverkors lig uitgepof al om die rand. Onlangs gesels ek en 'n paar vriendinne oor die spense uit ons kindertyd. Vir meer as een van ons was die spens 'n veilige ruimte. 'n Toevlugsoord wanneer jy hartseer was, of wanneer jy wou wegkom van 'n tergery of van die neefies se rowwe spelery, of bloot wanneer jy 'n bietjie alleen wou wees. Agter die toespensdeur kon jy tot ruste kom. Die koel skemerte het om jou gevou en jy kon weer asemhaal. Jy het die fyn geure begin onderskei, lemoenskil, groen appels en bossies lavendel, boegoe. Soms het die son by die klein bovenster ingeskyn en die heuning in die ry eerste botteltjies op die boonste rak goud getint. Die glans het weldadig oor alles kom hang en jou knus en geborge laat voel. Maar daar is veel meer aan 'n spens. 'n Spens vertel iets van die huis se inwoners. Dit vertel van ruimhartigheid, gulle genoegsaamheid en weldadigheid. Wanneer kuiergaste op vertrek staan, het ouma eers spens toe gegaan en 'n mandjie vol allerlei heerlikhede ingepak wat hulle kon saamvat huis toe. Niemand het ooit met leë hande weggegaan nie. Vir my is die gebaar 'n simbool van die Bybelse opdrag in Lukas 6 vers 38. Gee en vir julle sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestamp en propvol. Aubrey Blinow skryf so in haar essay Elegie van 'n Spens: terwyl jy daar sit in die oggendson met jou warm koffie en jou korsie vars brood en botter, kon jy nie aan die karigheid van die lewe glo nie. Ruim moes 'n mens se gang oor die aarde wees, vry soos die son en eg soos die brood wat jy eet. Gasvry moes jy wees teenoor die lewe, soos daardie spens teenoor almal wat hier instap. Nooit moes jou rakke leeg staan vir iemand wat onverwags by jou aandoen nie. Ons hemelse Vader se spens is volgepak met goeie gawes. Hy deel dit in moeilike tye uit, wanneer die lewe bar en uitsigloos lyk en ons eie spensrakke maar leeg en yl daar uitsien. Maar ook in die goedgaan tye, wanneer ons hom dikwels ignoreer en nie die guns en oorvloed as gawes uit sy hand herken nie. Dan aanvaar ons die geskenke as 'n vanselfsprekendheid wat ons toekom, en ons trek die spensdeur dig agter ons toe, sodat niemand anders daar kan inkom nie. God wil dat ons deure wyd sal oopmaak en ander innooi. Hy wil hê dat ons dit wat ons so ruimskoots ontvang aan ander sal uitdeel. In Rachel Greef se drama Rondom skrik sê die hoofkarakter, ons moet uitkyk anties vir mekaar wees. God rig dieselfde appel aan ons. Wees op die uitkyk vir mekaar. Sien om na mekaar. Moenie terughou aan liefde en erbarming nie. Swaai oop julle spensdeure. Maak leeg die rakke en gee. In goeie maat, ingestamp, geskit en propvol. Dankie vir die saamkuier.
Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.